Ons gaan saam in die geseënde Bybelboek 'n gedeelte lees. Die Bybelboek is die geïnspireerde woord van God. Die Bybel leer dit. Dis die geïnspireerde woord van God. Ek glo dit elke woord in die Bybel soos vertaal uit die oorspronklike is die geïnspireerde woord van God. Selfs waar Biliam praat of die duiwel praat, in die Bybel is dit nog opgeneem in die woord van God. U lees nou met my saam in Handelinge hoofstuk 4. Mense praat van die handelinge van die apostels, ek sou liewer wil praat van die handelinge van die Heilige Gees, deur die apostels ensovoorts. Handelinge 4, van vers 1 af. En terwyl hulle besig was, dis nou Petrus en die ander apostels van die Here, terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede, dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan. Hou nou vanmôre se boodskap in gedagte, verdrukking, vervolging. En kyk watter heil skep God uit die onheil, hoor. Iets gebeur. Hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe. Met ander woorde, Petrus het daai nag nie tronk geslaap. Sou u en ek nie dalk gesê het, o, is 'n baie groot fout dat ons lewe aan die Here toegewy. Tronk slaap. So het Paulus self ook ondervind. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het, kyk hierdie geseënde uitwerking, het geglo, en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Sien hoe die kerk gegroei? Die volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar, ook Annas, die hoëpriester, en Kajafas, en Johannes en Alexander, en almal wat van die hoëpriesterlike familie was. En toe hierdie mense nou vir Petrus hulle voorgebring het, vra hulle, dis nou aan Petrus hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? Dis nou die lamman wat hulle opgerig het. Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy, dis nou Jesus, is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd, en het hulle as metgeselle van Jesus herken. U sien, is weer wat ek vanmôre ook in die boodskap aangehaal het. Jesus moet in ons gesien word, en dat ons sy disippels is. Ons lees net tot daar, saam met die Here se dierbare woord. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, voor u hemelvaart het u baie duidelik vir u kinders gesê, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. En ons dank u dat u deur u Gees ook vanaand in ons midde is. O die soekende herder, op soek na 'n verlore skaap in die diens. O Here, baie dankie vir elkeen
wat u al gevind het. Maar laat dit u behaag om bekeringsgenade ook te skenk aan meer as een kosbare siel in hierdie aand. Nou weet ons, God het so dit bepaal, dat God mense roep om die evangelie te preek, en dat mense wat die evangelie hoor dit moet glo, en die naam van die Here Jesus aanroep, dan sal hulle gered word. Dit behaag God om deur die prediking die wat glo te red. Dankie Here dat ons tot beskikking van God die Heilige Gees is, om in eenvoudige taal, maar tog in die krag en betoning van God die Heilige Gees, die woord van die Here te bedien. U het aan my 'n boodskap toevertrou. Here, help my om dit so te bring, so duidelik soos ons gesing het, dat elkeen dit kan verstaan. En dat u vanaand niemand hier vandaan sal weggaan, nog in onkunde, met betrekking tot die saligheid nie. Maak dit stil in ons midde, Here, dat ons bewus kan wees van u goddelike, heerlike teenwoordigheid. U is 'n God van orde. Laat alles ordelik geskied tot verheerliking van uw naam. Amen. Ek wil baie graag vanaand uit Handelinge 4, vers 12, u bedien met die woord van God. Dis 'n baie bekende teksvers in die Bybel en baie is al daaroor gesê. Ek self het verskillende boodskappe en verskillende aspekte van die woord van God wat aan ons openbaar word, daaruit gepreek. Ek quoteer net weer die vers en dan sê ek vir die watter gedeelte ek oor preek. Petrus sê, toe die ouderlinge en die leiers van die volk vir hulle vra, watter naam het julle hierdie man gesond gemaak? Toe het hy gesê, en sonder huiwering, in die naam van Jezus is dit gedoen. En nou gaan hy voort en hy sê in vers 12, en die saligheid is in niemand anders, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Maar wat my nou my gedagte vasgegryp het, en laat dink het, is die paar laaste woorde van die teksvers, veral net hierdie 4 woorde wat jy daar sal lees. Ons moet gered word. Daar is geen ander naam wat onder die hemel gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Draai die woorde so reg om te lees, ons moet, in die imperatief, in die bevelende toon word het gestel. Ons moet gered word. Jy moet my asseblief verskoon, maar ek wil 'n baie reguit persoonlike vraag aan u almal, ook elke lidmaat van die gemeente, moet weet, ek stel die vraag aan u almal, ook besoekers. En u moet God asseblief in uw hart antwoord op die vraag. David kon sê in Psalm 116 vers 4, dat hy die Here aangeroep het, ag Here, red my siel. En dan getuig hy van gebedsverhoring in vers 8, as hy sê, u het my siel gered. My vraag aan u vanaand is, kan u saam met Dawid getuig? Weet u van so 'n dag of geleentheid in uw lewe, wat u die naam van die Here Jesus aangeroep het, vir die redding van jou siel? Romeine 10 vers 13 sê en gee aan ons die waarborg dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Weet u van so 'n dag of geleentheid, dat u die naam van die Here aangeroep het? U mag dit wel gedoen het, en vanaand nog met onsekerheid in jou hart sit, of God jou gered het. Dis moontlik. Daarom die tweede gedeelte van die vraag is, het God sy seël daarop gesit? Kan hy sê wat Dawid gesê het, in die teenwoordigheid van 'n heilige God? Dankie Here, u het my siel gered. Baie geluk aan elkeen wat positief kon antwoord op die vraag. Dis net genade van God. As jy kan sê, ja, dominee,
Ek sê dit in dankbaarheid teenoor God. Ek weet van so 'n dag en 'n geleentheid in my lewe. Daar mag mense ook in die diens sit en wat op die vraag nie 'n positiewe ja kon gee nie. Maar met 'n intense drang of verlang of begeerte in jou hart, waarvan God vanaand weet en jy weet, ek wens ek kan sê, God het my siel gered. Dit kan vanaand die rooi letter aand in jou lewe word. Na hierdie diens dat jy sal kan sê, ek weet, wat was die datum vandag, die 9de? Dat daar die aand van die 9de Julie 1995 van ons Here Jesus Christus in die evangelies gereformeerde kerk op die hoek van Suider en Erich Meierstraat in Pretoria Noord tussen 7 en 8 of miskien so 7:15, hier kan ons so doen die AT preek, het die Here uit genade my siel gered. Hoe klink dit vir u? Sal dit nie wonderlik wees as u dit kan sê nie? Maar hierdie woorde, ons moet gered word, sê vir my, ons het 'n saligmaker nodig. Ons het 'n redder nodig. Ons het 'n verlosser nodig. En die Here het my gelei om vanaand 'n paar antwoorde te verstrek op die vraag, waarom moet ons 'n verlosser hê? In die eerste plek moet ons 'n verlosser hê omdat ons almal gesondig het. Vasgevang in die greep van sonde van ons geboorte af. As die woord van die Here vir ons sê, ek haal 'n paar verse aan in Romeine 3, eers vers 19, dat die hele wêreld doemwaardig voor God lê, dan is dit die hele mensdom wat uit Adam en Eva gebore is. Die hele wêreld doemwaardig voor God. Dit beteken, as God alle mense wat uit Adam en Eva gebore is, in ons, is volgens Handelinge 17 vers 26 en 27, almal het daar die twee mense gebore. En as God hulle almal wat uit hulle gebore sou word, en ook ons, se muur, in die verdoemenis sou werp, dan was dit ons verdiende loon, want ons is doemwaardig. En vers 22 sê, by God is daar nie onderskeid nie, daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Jy kry nou mense wat baie gesondig het, vuil, onsedelike tipe mense, in grove sondes geval en leef. Hulle is buitekant. Dan kry jy mense wat fatsoenlike sondaars is. Hulle sal nou nie so openlik in die dinge van die duiwel deel nie, maar die kat in die donker wel knyp. Daar is nou die godvreesende, vrome sondaars, wat die broek se bas deursit in die kerk, ongered. Sonder die sekerheid in hulle harte dat hulle kinders van God is. By God is die een wat die kerk sy broek blink sit, as hom dan nou nie deursit. En die een wat in die vuilste sonde lewe, by God is daar nie verskil. Geen onderskeid nie. Albei is buitekant. Hulle het nie die heerlikheid van God nie. Ons het vanaand kerk toe gekom. Sommige van ons kom van redelik ver af. Andere het gekom tot voor die deur. Een was ver nog, en die ander een voor die deur. Geen onderskeid nie. Albei is buite.
Jesus sê in Johannes 10 vers 9, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Het u al die deur gevind? Want die deur lei tot die weg hemel toe. En dis in Johannes 14 vers 6 ook Jesus. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Het u daar die pad gevind en bewandel jy dit? Die nou paadjie, hemel toe. Maar ek beklemtoon weer die waarheid. U het 'n saligmaker nodig omdat u gesondig het. En ek het gesê van die geboorte af. David, die man na die hart van God, sê selfs in Psalm 51 vers 7, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Daarom het jy nie nodig om 'n kind te leer om sonde te doen nie. Dis hulle geaardheid. 'n Mens is nie 'n sondaar omdat jy sonde doen nie. Dis net andersom. Jy doen sonde omdat jy 'n sondaar is. 'n Perskeboom dra nie aprikose nie. As dit 'n perskeboom is, draai perskes. As jy 'n sondaar is, dan draai jy die vrug van sonde. Sonde! Die vrug van die toestand waarin jy gebore is. Nou daar mense wat sê, ja, maar David bedoel nou nie dat 'n kindjie met sonde gebore word nie. Hy sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, in ongeregtigheid, en in sonde het my moeder my ontvang. Dus as 'n bottel waar jy prop op sit selle, jy gooi hom in die see in die water, dan sê in die see, maar die see is nie in hom nie. Oulike plan om die woord van God, die waarheid daarvan te omseil. Maar weet jy wat sê die Bybel? Kyk of jy dit kan weer lê. Psalm 58 vers 4 en 5 sê, afvallig is die goddelose mense van die geboorte af. Die leuensprekers dwaal van die moederskoot af. Hulle het die gif, almal. Die gif van 'n slang. Adam en Eva in die tuin van Eden het die inspuiting van die slang gekry, sonde. En ons is uit hulle gebore. Die gif is oorgedra. En in sonde is ons gebore. Ek wil weer 'n vraag stel. Wys my of u kan opstaan en my sê u is die persoon. Wys my die persoon wat eerlik voor God kan sê, ek het nog nooit gesondig nie. Dit laat my nou dink aan eerwaarde van Niekerk. Hy het onder die kleerlinge en die swartes gewerk. Kan ek dit maar sê, man? Hy sê ja. En hy preek baie ernstig hier op Brits vir die swartes en onder hulle is kleerlinge ook. En hy preek oor sonde. En hy maak die uitdaging soos ek nog gemaak het, maar hy gaan 'n bietjie verder. Hy sê as hier vanaand 'n vrou in hierdie diens sit, wat nog, ek gaan nou nie vir julle sê nie hoor, wat nog nooit aan haar man ontrou was nie, staan net op, laat ek jou sien. Niemand staan op nie. En hier voor in die ry spring 'n kleerling vrou op. Sy sê, eerwaarde, laat sy opstaan, ek wil haar ook sien. Hulle is dan ten minste eerlike mense. Maar ek weet, nie een van ons sou in die teenwoordigheid van 'n heilige God sou dit waag om te sê, ek het nog nooit gesondig nie. Nou weet jy wat is die loon? Jy werk vir die sonde. Wie was die loon van die sonde? Romeine 6 vers 23 sê die loon van die sonde is die dood. Verwysende na die tweede dood wat die Bybel van praat. Die dag wanneer God die siel in die hel werp. Dis die loon van die sonde. Almal het gesondig op pad hel toe. Verskoon my die uitdrukking. Maar ek het nie vrymoedigheid om te sê wat 'n predikant gesê het wat ek gehoor het. Van die kansel af sê, as julle nie bekeer nie, gaan julle oë oop maak in 'n plek wat ek nie die vrymoedigheid het om julle te sê nie. Hy kom. Jesus het baie meer oor die hel gepraat as oor die hemel. En die loon van die sonde is die dood. As u nie tot God bekeer nie. Hoor vanaand, ek sê in die oop Bybel, gaan u oë
en die hel oopmaak wanneer dit te laat is. En ek sê dit met groot liefde in my hart. En ek pleit by u vanaand om vir u te sê, omdat jy 'n sondaar is, ek praat van ondervinding, het jy 'n saligmaker nodig. U moet gered word. U het 'n saligmaker nodig om gered te word, om u te red. Maar die tweede plek, u het 'n saligmaker nodig. Nie net omdat u gesondig het nie, maar omdat u 'n verlore sondaar is. Jy het nie eintlik nodig om sonde te doen om verlore te gaan nie. Jy is verlore. En hoe gouer 'n mens dit besef, hoe gouer sal jy kennis maak met die saligmaker. Want my Bybel sê vir my dat hy, die saligmaker, in Lukas 19 vers 10 gesê het, ek het gekom om te soek en te red, of salig te maak, die wat verloor is. As 'n mens hierdie waarheid nie wil erken voor God nie, dan gaan Jesus by jou verby. U het 'n saligmaker nodig, omdat u 'n verlore sondaar is. Jesus het nie vir goeie mense na hierdie aarde toe gekom nie. Paulus kon sê in 1 Timoteus 1 vers 15, dis 'n betroubare woord, en werd om ten volle aangeneem te word, dat Jesus Christus in die wêreld gekom het, om sondaars te red. U het 'n saligmaker nodig, omdat u skuldig is voor die oë van 'n lewende God, dat u die sonde gepleeg het wat in die oë van God die grootste sonde is, wat die een sonde is waaroor jy hel toe sal gaan, as jy dit nie voor God bely en erken dat jy saligmaker nodig het. Net een. Toe Jesus hier op aarde was, lees ek in Johannes 16, daar vers 7 tot 9. Het hy vir hulle gesê, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Verwysing dan na sy hemelvaart. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie, die Heilige Gees. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig, luister asseblief almal, van sonde. Daar staan nie sondes nie, in die enkelvoud. Hy sal die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid, en van oordeel. Dat sê hy, watter sonde? Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Met ander woorde, omdat hulle die saligmaker en die saligheid van God verwerp. Hoe sal ons ontvlug? Word die vraag in Hebreërs 2 vers 3 gestel. Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam, dat God sy lieflingsseun van sy hart afskeur en hom mens laat word op aarde in u en my plek, en u en my sonde op hom lê, en hom aan die kruis van Golgotha in u en my plek laat sterf, sodat ons deur sy plaasvervangende soendood uit genade gered kan word. Hoe sal ons ontvlug? Sê jy my? Dis die enigste manier om in die hemel te kom. Daarom sê Hebreërs 10 vers 26, as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, jy het dit nou gehoor, die eenvoudige taal, dan bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie, maar 'n verskriklike oordeel en 'n vuurgloed wat die teestander sal verteer. Dan is die hel jou voorland. God se wil is, 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, dat alle mense gered word. Hy wil jou ook red. En dat hulle tot die kennis van die waarheid sal kom, en Jesus sê, ek is die waarheid.
dat jy hom sal leer ken as jou verlosser en zaligmaker. En nou kom hy na jou toe, en hy bied jou die ewige lewe aan. Wie in my glo, sê in Johannes 6 vers 47, het die ewige lewe. En nou sê die sondaar, nee dankie, Here, u kan maar uw gawe, die gawe van die ewige lewe van Romeine 6 vers 23 vir die self hou. Die loon van die sonde is die dood, nou quoteer ek die teks verder. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus onze Here. Daar is nie genade nie, daar is nie ewige lewe buite Jesus nie. Daar is geen ander naam wat onder die hemel, onder die menselijke gees, waardeur ons gered moet word nie. En daardie naam is Jesus. Hy is die saligheid verpersoonlik. Want hy is die zaligmaker. O, God stuur hom. En toe hy gebore is, toe bring 'n engel, die enigste plek in die Bybel waar ek het lees, vir die eerste maal, die evangelie aan die mensdom. In Lukas 2 vers 10 en 11, waar hy vir die herders daar in Bethlehem sê, toe die plek verlig is, een engel, sy heerlikheid het die omgewing verlig. En hy sê vir die mense, die herders, moenie vrees nie. Kyk, ek bring vir julle goeie tyding. Dis nou, die Griekse woord is evangelie, evangelion. Ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die zaligmaker, wat Christus die Here is. O, engel kondig dit aan, in verruklike blydskap, en skielik is daar 'n menigte van engele wat God loof en prys, vir sy groot gawe, ere sy God in die hoogste. Vrede op aarde, welbehaag die mens. Maar die mens sê nee dankie Here. Hoe oud is jy? Vir jare wandel u sonder hom. Dis genade dat u nog lewe. En vanaand gee God u weer 'n kans om Jesus as jou persoonlike zaligmaker aan te neem. Die zaligheid, het ek reeds vir u gesê, is in niemand anders nie. Sien u, u het 'n zaligmaker nodig. In die volgende instansie, nie net omdat u gesondig het en 'n verlore sondaar is, maar u het die zaligmaker nodig, omdat u onder die vloek van God is, kragtens die sondeval. En die wet. Ek lees in my Bybel, jy kan dit maar naslaan, terloops, as jou Bybel nou anders klink as die een wat ek nou quoteer, dan jy nie die Bybel nie hoor. Jy het 'n boek, wat nie die Bybel is nie. As jy nie weet wat ek bedoel nie, kom praat met my na die diens. Maar hierdie woord van God sê vir my, in Galasiërs 3 vers 10, vervloek is elkeen wat nie bly by alles wat in die boek van die wet staan, geskrywe staan, om dit te doen nie. Het jy die 10 gebooie onderhou? Sal jy dit durwaag om vir God te sê jy dit onderhou en geen opsig gestruikel nie? As jy dit in een opsig gestruikel het, is jy voor God en al 10 skuldig. Maar onder die vloek van God, God sê vervloek is elkeen wat nie bly by alles wat in die boek van die wet geskryf staan. Nou kan 'n mens van daardie vloek verlos word. En alleen deur 'n losprys wat betaal moet word vir jou bevryding onder die vloek uit. Daarom sê vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word.
Toe hy daar aan die kruis hang, was hy deur God en mens vervloek. Hy wat geen sonde geken het nie. 2 Korintiërs 5 vers 21 het God sonde gemaak vir ons. Ons onder die vloek is. Sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Heerlike evangelie boodskap. Christus het sy bloed geplek om ons los te koop. As ek in hom is, as ek hom as my saligmaker ken, rus daar op my geen vloek nie. Want Jesus het dit in my plek gedra. So die vyand my wil beskuldig, as ek struikel, dan kyk ek na Jesus, en ek kan vir die vyand sê, hy het die vloek gedra, sy kosbare bloed is die prys wat daarvoor betaal is. U het 'n saligmaker nodig, om nie onder daardie vloek van God uit te haal. Anders, as hy nie in hierdie lewe uithaal nie, gaan daar 'n oomblik aanbreek, hoor my vanaand, wat eendag voor God gaan staan. Dat hy ook sal sê, soos hy in Matteus 25 vers 41 gesê het, vir mense aan sy linkerkant, gaan weg van my vervloektes. Ek het julle nooit geken nie. Maar daardie een wat voor God gebuig het voor die kruis, en gesê, dankie Here, dat u my vloek gedra het, ek aanvaar daardie groot genadegawe van God in die geloof. Dankie Here. Sal daar nie so iets wees, soos gaan weg van my vervloekte, ek het jou nooit geken nie. U het 'n saligmaker nodig, omdat u ook in die gevalle toestand waarin u gebore word, 'n slaaf is van die sonde. U het net nou vir my gelyk gegee toe ek gesê het jy gesondig, toe jy in jou hart gesê, ja, wie kan nou sê ek het nie gesondig? Nou sê Jesus, die saligmaker, in Johannes 8 vers 34, hy of elkeen wat die sonde doen, is 'n dienskneg. Die Griekse woord is slaaf. Slave of sin. Hy is 'n dienskneg van die sonde. Jy werk voorwaar vir 'n harde meester, want hy gaan jou beloon met die dood, as jy die sonde dien. Maar God dan daar is vrymaking. 'n slaaf kan vrygekoop word. Daarom sê Jesus in Johannes 8 vers 36, maar as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. As mense wat loop en praat van 'n bevrydingsbediening, hulle moet vir my dit in die Bybel wys, dat hulle 'n bevrydingsbediening het. Ek ken net een bediening. Die van 2 Korintiërs 5 vers 19, die bediening van die versoening. Jesus, hy maak vry, sê Jesaja 61. Ek moet Jesus verhoog, en die sondaar by die saligmaker uitbring, wat die bande van sonde breek, en jou vry maak. As hy jou vry gemaak het, is jy waarlik vry. Daar is nie nog 'n binding of 'n storie van die aard op jou. Jy is vry, deur die krag van die bloed van Jesus. Petrus sê dit, in 1 Petrus 1 vers 17 en 18. Ons weet dat ons losgekoop is uit ons ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is, nie deur verganklike dinge, silwer of goud nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekloos. O, die kosbare bloed. O, die reinigende vloed. O, die liefde en die krag van God, deur die bloed van die lam. En die bloed, nie doopwater nie, sê 1 Johannes 1 vers 7, reinig van alle sonde. Jy moet by die saligmaker uitkom, kennis maak met die krag van die bloed van Jesus wat reinig van alle sonde. Nou vriende,
het baie gepraat. Ek wil na die punt kom. Daar is ongelukkig net een saligmaker. En sy naam is Jesus. Die Here Jesus wat aan die kruis van Golgotha vir ons gesterf het. En die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam wat onder die hemel, onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Dis net daardie een. In die tyd waarin ons lewe, in die nuwe Suid-Afrika, wil hulle alle godsdienste gelyk plaas en hulle slaag daarin. Jy kan nou dikwels op die televisie kyk na hoe 'n Mohammedaan vir Allah aanroep, sy gebrabbel hoor, wat afgode aanbid, boeddhiste en ander dwalinge, want ons word almal op ons eie geloof salig, sê die mens. Waar staan dit in die Bybel? Dat elkeen op sy eie geloof salig word. Wat 'n Babelse verwarring. Wel sê die Bybel, ons word uit genade gered. Efesiërs 2 vers 8 en 9, deur die geloof. Dis die geloof in Jesus Christus wat red. Want hy is die enigste saligmaker. Moet u nie laat mislei nie. U moet by Jesus uitkom. Hy is, sê 1 Johannes 5 vers 20, die waaragtige God, nie Allah nie. Jesus is die waaragtige God en die ewige lewe. Hy is die deur. Niemand sal hemel toe gaan wat nie by daardie deur ingaan nie. Sien u en my verantwoordelikheid as kinders van God? Nou is daar net een saligmaker, een middelaar, 1 Timoteus 2 vers 5 en 6, tussen God en die mens. Dis Jesus Christus. Jy het 'n middelaar nodig om die saak met God uit te maak. En sy naam is Jesus Christus, die saligmaker. Vriende, as jy nie die saligmaker in hierdie lewe ontmoet nie, wil ek vir u sê, u het die saligmaker in hierdie lewe nodig. As jy hom nie vind nie, gaan jy hel toe. So sê die Bybel. Jy het 'n saligmaker nodig, omdat hulle wat in die hemel sal wees, sê my Bybel, en die nasies van die wat gered word, die weeruitdrukking, want Jesus as saligmaker leer ken het, sal in die lig van die nuwe Jerusalem wandel, sê God. Anders is die poel van vuur God se verdoemenis, jou voorland, jou ewige tuiste. Maar ek het die wonderlike boodskap vanaand vir u, dat God wil nie hê dat een mens moet hel toe gaan nie. Weet jy wat God wil hê? Die hele wêreld moet kennis maak, want hy het met sy saligmaker wat hy stuur. Want God, so lief het hy die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, dis ons saligmaker, sodat elkeen wat nie aan hom glo nie, wat in hom glo, wat hom aanneem, met ander woorde as persoonlike saligmaker, soos Johannes 1 vers 12 ons leer, kinders van God kan word. God wil nie hê sommige mense moet vergaan nie, sê 2 Petrus 3 vers 9, maar dat almal tot bekering kom. God wil hê, het ek net gekwoteer, dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. Hoor nou wat sê Dominee Attie vir jou. God het jou lief. God het jou getrek. Dis nie toevallig dat hy hier is nie. God het 'n afspraak met jou. Hy het 'n boodskap in my hart gelê. Hy het geweet jy gaan kom. Ek het nie geweet nie. En hy sê, Attie, jy moet vir daardie mense sê, hy het 'n saligmaker nodig. Nou is die saligmaker hier. En hy nooi vir jou. En strek deur boordehand na jou toe uit. En hy sê vir jou, in Jesaja 1 vers 18, kom nou. Laat ons die saak uitmaak. O, ek wens ek kon dit vir u doen. Dan het ek dit nou gedoen. Ek kan nie. Jy moet jou saak met God uitmaak. Hy sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Jy het 'n saligmaker nodig
vanaand, môre is die dalk nie daar om vir jou te help. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. En al was jou sonde soos skarlaken, ag, al is jy die vuilste sondaar onder die son van die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Ek is so bly dat ek vanaand vir u kan sê, met dieselfde vrymoedigheid, in dieselfde Heilige Gees, met dieselfde vrymoedigheid wat Petrus gehad het, dieselfde Gees, deur wie hy gepraat het. Daar is geen ander naam wat onder die hemel, onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word. Daai mens, sy naam is Jesus. Hy was waaragtig mens en is waaragtig God vir ewig. Hy bied jou die ewige lewe vanaand. Moenie sy hand wegklap as hy sê, kom ons maak die saak uit nie. Amen. Kom ons bid saam, jy bly net so sit. Ek wil vanaand 'n vreemde ding doen wat ek nog nooit eintlik, wat ek van onthou, so gedoen het in die kerk nie. Ek is so bang mense sien die metode wat ons aanwend om siele by God uit te bring en sê ons is metodies of metodisme. Maar daar's een God en een middelaar tussen God en die mens, die Here Jesus. Jy moet by God uitkom. En ek wil jou vanaand help. Is hier vanaand 'n man of 'n vrou, 'n oom of 'n tannie of 'n seuntjie of 'n dogtertjie in die diens wat eerlik is met God en sê, ek het nog nie Jesus as my persoonlike saligmaker aangeneem. Ek weet nie, ek het nog nie sekerheid in my hart nie. Maar soos u in die begin gesê het, dominee, ek wil graag seker maak, ek wens, ek kan 'n kind van God wees. Is jy eerlik? Ek gaan die sondaarsgebed vir jou bid. Dan wil ek hê, elkeen wat nog nie sekerheid het nie, wat graag 'n kind van God wil wees. As jy dit gaan opreg bedoel wat ek nou gaan bid en agter my in jou hart, agter my aan sê, en jy glo dit, dan red God jou diens, jou siel daar waar jy in die diens nou na my sit en luister. Jy wil graag gered word. Sal jy in jou hart agter my aanbid en kinders van God sal saamstem. Sê dit nou in jou hart. O Here Jesus, ek erken voor God vanaand dat ek nog op die verkeerde pad is. Ek is nog nie 'n kind van die Here nie. Here Jesus, ek wil so graag 'n kind van God wees. Sê dit vir hom. Daarom kom ek nou na u toe, soos u woord sê. Ek bely voor u my sonde. Here, ek is jammer dat ek dit gedoen het. Ek bid u om my te vergewe. Was dit weg met Jesus se bloed, Here. En Here Jesus, kom woon in my hart. Ek maak nou my hart vir u oop. Kom in, Here Jesus. Here, omdat u sê, ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerk nie. Dank ek u, Here, dat u my nou aanneem as u kind. Help my om nie skaam te wees nie, om dit ook in die openbaar te bely. Vir mense te vertel dat Jesus my saligmaker is nie. Dat ek ook aan ander sal vertel dat hulle 'n saligmaker nodig het. Net voor ek sê amen, wil ek God dank, terwyl al die oë gesluit is asseblief, net ek my oë sal oopmaak. Is daar iemand wat opreg agter my aangebid het? Ek wil net die Here dank vir u. Sal u net die hand opsteek? Kan ek sien? Dankie. Dankie, hele aantal hande. Sak dit maar weer, God weer daarvan. U moet God asseblief glo.
Hy wat sê, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie, kan nie lieg nie. God is nie 'n mens dat hy so lieg nie. Die saligheid is 'n saak van geloof in Jesus. Geloof kan nie voel nie, geloof vat God op sy woord. En dan kom, o Here Jesus, ek dink in hierdie oomblik is daar blydskap in die hemel, want die Bybel sê, daar is blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Here, hier het 'n hele aantal hande opgegaan vanaand, ek wil nie tel nie. Aan U kom al die eer toe. Maar Here Jesus, nou bid ons vir elkeen wat sy of haar lewe vanaand aan God oorgee. Nou soos ons babetjies, klein ou kindertjies van God, pas gered, pas weergebore. U wat beloof het dat U hulle hand nooit sal los as U dit gevat het nie. Lei hulle verder op die enge weg. Laat hulle groei in die genade van God tot eer van die naam. Baie dankie Here, dat ons glo daar's groot blydskap in die hemel en daarom wil ons aan U al die eer gee. Dit kom U alleen toe. U het ons bemoedig, Here, vanaand deur U woord. Amen.